Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn platform. My naam is Andre Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Ek wil vandag vir jou sê uit my hart uit baie dankie dat jy die keuse gemaak het om in te skakel. Ek weet daar's klomp platforms waar jy kan ingeskakel vanmôre, maar jy het gekies om vanmôre by ons in te skakel. En hier by ons by Nuwe Lewe Gesinskerk glo ons in praktiese, relevante boodskappe wat ek en jy kan neem en wat ons kan uitleef daar buite. Want ons glo dat ons roeping as kerk is om by die suiwer woord van God te bly en dit te verkondig, maar ook om die kerk te enable, soos hulle in Engels sal sê, om juist die boodskap uit te dra na buite. Want ons, ek en jy is die kerk en ons het nodig om daar buite die verskil te maak in hierdie donker, gebroke wêreld. En hoe doen ons dit? Deur die boodskap te hoor, in te neem en uit te leef daar buite. So ek hoop jy gaan vandag se boodskap geniet, maar nie net geniet nie, dat jy vandag se boodskap ook sal inneem, te harte sal neem en daar buite die verskil gaan maak. Want ek glo daar's 'n stikkende en 'n gebroke wêreld wat wag om die evangelie te hoor. Mag jy vandag se diens geniet en mag die Here jou seën. Nou, ek is die afgelope 2-3 weke, is ek in my eie Bybelstudietyd, is ek besig met die boek van Judas. Dit is een van die kortste boeke eintlik en dit is 'n boek wat regtig so belangrik is as jy hom gaan lees. Dit is 'n boek wat nie net waarsku nie, maar dit is ook 'n boek wat bemoedig. Wanneer jy die boek gaan lees, gaan jy besef dis kort, dis kragtig, maar dit bring 'n brand van dringendheid, totaal en al dringendheid. Judas is nie net sommer 'n brief nie, dis 'n geestelike oproep vir elke liewe Christen, elke liewe kind van God, veral in 'n tyd waarin ons vandag lewe. In die kort en baie kragtige enkele hoofstuk wat hy geskryf het, spreek Judas 'n paar kwessies aan. Eerstens, die kerk wat verslap het en verkoel het. Tweedens, die waarheid wat verdraai word. En derdens, die binnesluit van valse leraars met hulle gladde woorde en hulle misleidende waarheid. Hierdie brief is gevul met uiterse waarskuwing. Gaan lees dit maar. In jou stilte tyd gaan lees die hele brief. Uiterse waarskuwing. Maar dit is ook bemoedigend vir my en vir jou om staande te bly in hierdie moeilike wêreld. Om staande te bly in 'n tyd van geestelike afvalligheid. Hy skryf met passie en liefde wanneer hy begin te praat in Judas 1 vers 3. Hy sê, geliefdes. Nou net om stil te staan by daai een woord. Hy spreek nie net 'n gemeente aan net sommer nie. Hy spreek nie net sommer 'n dorp aan nie. Hy spreek nie net sommer mense aan nie. Hierdie mense is naby aan sy hart wanneer hy hierdie brief skryf. Dis vir mense wat hy werklik voor lief is, wat hy werklik voor omgee. En hy skryf dit vandag vir my en vir jou en hy sê geliefdes, alhoewel ek vas van plan was om aan julle oor ons gemeenskaplike verlossing te skryf. Meaning met die verlossing waarmee ek en jy deel het. Meaning die redding wat ek en jy mee deel het. Hy sê ek wil daaroor geskryf het. Maar dan sê hy, word ek nou genoodsaak om aan julle te skryf en julle aan te spoor om te stry vir die geloof, wat eens en vir altyd aan die heiliges oorgelewer is. Laas Sondag het ons gesien dat Judas ons oproep, ons waarsku om onveranderd te bly in 'n veranderde wêreld. Maar vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die tweede gedeelte van sy boodskap. Hoe bly ons vas staan? Hoe bly 'n mens geestelik gesond? Hoe bly 'n mens getrou en gefokus? Veral wanneer alles rondom my en jou verval, verskuif of verdraai. Dis wat Judas vir ons leer in vers 17 tot 25. Dis die slot van sy brief. En familie, hierdie woorde is nie net in daai tyd relevant nie, maar is tot vandag toe relevant vir my en vir jou, vir ons persoonlike lewe en vir ons geestelike lewe. Want ons leef in 'n donker tyd. Ons leef in 'n tyd waar ons geloof getoets word, waar die waarheid getoets word. 'n Tyd waar mense sê ek glo, maar ek glo op my eie manier. Het jy dit al seker al gehoor? Ek glo en ek glo op my eie manier. Jy kan vir my niks vertel nie, want ek glo my manier. 'n Tyd waar die grense tussen waarheid en leuen verdof raak. Waar jy nie meer dit kan onderskei wat is waarheid en wat is leuen nie. Maar God roep my en jou ernstig in sy woord, nie net in Judas nie, maar reg deur sy woord, om anders te dink en anders te lewe. Om op te staan vir die waarheid, om standvastig te bly in ons verhouding met die Here Jesus Christus en ook in ons geloof. Judas begin sy slot
met hierdie woorde in vers 17. Hy sê, maar julle geliefdes, weer eens daai persoonlike brief. Hy sê, maar julle geliefdes, onthou wat die apostels van ons Here Jesus Christus reeds vroeër gesê het. Met ander woorde, onthou wat jy glo. Onthou wat jy glo. Hy gebruik die Griekse woord metastete, wat in effek 'n werkwoord is vir die woordjie onthou. Dit wortel in die betekenis van om iets in gedagtes te hou, om bewus te wees van iets, om te onthou wat jy reeds weet. Om te onthou wat jy reeds weet. Dis meer as net 'n geheue. Dit beteken om jouself doelbewus te herinner aan die waarheid wat jy reeds ken en dit lewend te hou in jou hart waar ook al jy gaan. Interessant genoeg, hierdie selfde Griekse woord of die wortel van hierdie woord onthou kom ook voor in Lukas 22 vers 19 waar Jesus met sy disippels 'n maaltyd deel of die Paasmaaltyd deel en hy sê doen dit tot my gedagtenis. Onthou wat ek vandag vir jou doen. Onthou dat my liggaam gebreek gaan word. Onthou dat my bloed gevloei gaan word. Onthou wat ek vandag vir jou doen. En ook in 2 Timoteus 2 vers 8 waar Paulus sê, onthou Jesus Christus, onthou wat hy vandag vir jou gedoen het, onthou wat hy vir jou gedoen het hierdie afgelope jaar. Dis hoekom dit so belangrik is oor 2 weke van nou, om net 'n Sondag te vat en te gaan kyk en onsself te herinner aan dit wat die Here gedoen het, reg deur die jaar, in ons gemeente, maar ook in ons persoonlike lewens. Maar dit wys net hoe sentraal herinnering in ons geloof is. God roep sy kinders om te onthou wat hy gesê het, selfs wanneer die wêreld vergeet het van wat hy gesê het. Dis die eerste stap om standvastig te bly. Onthou wat jy glo. Onthou wat jy glo. Judas sê eintlik in soveel woorde, hy sê moenie vergeet wat jy gehoor het nie. Die apostels het julle gewaarsku dat daar mense sou kom wat spot, wat julle eie begeertes gaan volg, wat verdeeldheid gaan bring. Moenie verras of verbaas wees nie. Dit is nie vreemd as die wêreld teen waarheid draai nie. Dit is presies wat Jesus gesê het sou gebeur. Dis presies wat hy gesê het gaan gebeur. Dis wat presies nou uitspeel in ons wêreld. Jesus verklaar dit juis in hierdie waarheid in Johannes 15 vers 18, wanneer hy sê, as die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. Hy het my voor julle gehaat. In 'n wêreld wat afkoel teenoor God, word baie mense mismoedig. Word baie mense hopeloos. Familie moet om hemelsnaam nie in daai struik trap nie. Moenie moedeloos raak nie. Moenie hopeloos raak nie. Dieselfde God wat jou gered het, dieselfde God wat jou verlosser en saligmaker is dieselfde God wat nog op die troon sit, die een wat kragtig is, die een wat in beheer is. Maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak hoe ons omstandighede verander nie, maak nie saak hoe die wêreld daar buite lyk nie. Hy bly God en hy bly getrou. Bly wakker, bly gefokus, bly in God se wil, bly in sy waarheid, bly naby aan die Here en wees waaksaam. Jy, kind van God, wees wakker waar jy sit. Wees wakker waar jy sit. Louheid is nie vir die Here aanvaarbaar nie. Dis afgryslik vir hom. Hy sê dit in die Openbaring vir ons. Hy sê as jy maar net warm of koud was, maar hierdie tussendeur, dit gaan nie werk nie. Dis afgryslik. En glo vir my vandag, soos wat dit in die woord ook geskryf is, dit sal nie ongestraft bly nie. Ons kan dink ons kan nou wegkom met 'n lou lewe, met 'n lou geestelike lewe, maar dit sal nie ongestraft bly nie. Die Here sal met ons afreken. Want hy sê vir ons, wees warm, wees wakker, wees waaksaam, bly naby aan my, bly in my woord, bly in my waarheid. En so kan ons aangaan. C.S. Lewis het geskryf, hy sê elke geslag moet sy eie stryd teen dwaalleer voer. Die ou leuns word net weer en weer herhaal, net in nuwe klere. Ons moet so versigtig wees in wat ons luister, waarna ons kyk en wie ons toelaat in ons lewens. Familie, deesdae kom dit vir my voor dat baie mense eerder na ander mense luister eerder as om te gaan kyk na die woord van God. Kan ek vir jou dit sê? Jy kan nie net vir my luister op 'n Sondag nie. Jy kan nie net na Dominee Rudy luister op 'n Sondag nie. Jy kan nie net na 'n spreker luister nie. Jy moet dit gaan toets in die woord. Jy moet teruggaan en gaan kyk na die woord. Hoekom dink jy kry jy die notas op 'n Sondag?
Net om deur te volg, net om te gaan lees. Nee, dit is sodat jy kan huis toe gaan, daardeur gaan kyk, dit gaan toets in die woord en gaan kyk waar ons staan, sodat jy kan groei in jou geloof. Dis wat belangrik is. Ons durf nie ons tyd afskeep net omdat ons na 'n Sondag preek geluister het nie. Dit kan nie die woord van God een kant toe skuif. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie. Bly waaksaam. Bly waaksaam. Deur vas te hou in die waarheid, die woord van God. Die wêreld kan en hy sal verander. Dis verseker. Maar God se waarheid sal nooit verander nie. Sy woord bly vir ewig. Sy beloftes bly seker. Sy karakter bly goed. Dit is wie hy sê hy is. Hy is God. Judas gaan verder in vers 20 en hy skryf, maar julle moet geliefdes, weer eens daai persoonlikheid, deur julle self op te bou in julle allerheiligste geloof. Die oproep is eenvoudig, bou julle self op, bou julle self op, bou julle in die geloof op. Dit is so 'n beeldende uitdrukking. Hy sê, moenie wag dat iemand jou gaan opbou nie. Moenie wag dat die predikant op 'n Sondag jou gaan opbou nie. Moenie wag dat jou vriend of jou vrou of jou man of wie ook al jou opbou nie. Gaan bou jouself op in die woord van God. Bou jouself op in geloof en maak seker jy groei. Maak seker jy groei. 'n Huis word nie van self gebou nie. Dit vat tyd, dit vat arbeid, dit vat materiaal, dit vat toewyding. So ook jou geestelike lewe. As jy wil lou wees, kom elke Sondag kerk toe en laat dit net daar bly. Luister na wat die predikant sê, luister wat hy sê, gaan huis toe, van leef jou ou self uit, kom Sondag weer terug en dan gaan jy 'n okay lou lewe hê. Jy kan nie so lewe nie. Dis nie die roep op my en jou lewe nie. Dis hoekom die wêreld is waar hy is vandag, as gevolg van hierdie louheid wat ingesluip het. En weet julle wat, dis nie die louheid wat daar buite is nie, dis die louheid wat deur die kerk vandag beweeg. Elke dag is 'n boudag, elke oomblik is 'n bouoomblik, elke gebed, elke Bybelvers, elke daad van gehoorsaamheid is 'n baksteen in die mure van jou geloof. Bou dit, jy het die instrument, jy het die materiaal, jy het alles om te bou, so bou. Paulus sê in Kolossense 2 vers 2, hy sê, in hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Dis 'n groeiende geloof, dis nie staties nie, dis groei, dit moet vorentoe beweeg. Jy bly nie op dieselfde plek die dag wat jy gesê het ja vir die Here. Jy kan nie net daar bly nie. Jy moet groei. Jy moet ontwikkel, jy moet nader beweeg. Hy sê wees heilig want ek is heilig. Dis 'n pad van heiligmaking wat jy stap. Saam met hom. En dit gaan nie gebeur met 'n toe Bybel nie. Dis 'n persoonlike opdrag. Niemand kan vir jou groei nie. 'n Predikant kan jou net leer, 'n vriend kan jou bemoedig, maar jy is die enigste een wat kan kies om te groei, om nader te beweeg aan die Here. Soos iemand anders te gesê het, geloof is soos 'n spier. As jy dit nie oefen nie, verswak dit. As jy dit nie oefen nie, verswak dit. Judas 1 vers 20 sê, my liewe vriende, kom ek sê vir julle wat julle moet doen om op die regte pad te bly. Dis nou die boodskapvertaling. Hy sê, sorg dat julle geloof dag na dag sterker word. Bou julle hele lewe op God. Bou julle hele lewe op God. Hoe bou jy jouself op? Deur die woord van God. Dis jou fundament. Lees dit, leef dit, vertrou dit. Spandeer tyd daarin. Deur gebed, dis jou asemhaling. Jy bly geestelik lewendig deur te bid. Deur gemeenskap, dis jou beskerming. Gelowiges bou mekaar op wanneer ons op 'n Sondag so by mekaar kom. Hy sê nie verniet in Hebreërs 10 vers 24 tot 25, laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die gemeente samekomste af wegbly nie, soos party die gewoonte het nie, maar mekaar aanmoedig, en dis te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Familie, dis vir my baie lekker om 'n vol kerk te hê. Dis lekker om wanneer die gemeente vol is. Dis lekker. Maar jy kom nie kerk toe vir my nie. Jy kom nie kerk toe vir die spreker nie. Jy kom kerk toe vir jou verhouding met God. En jy kom kerk toe om deel te wees van hierdie gemeenskap, hierdie liggaam. En ons durf nie net sit in hierdie gemeenskap, in hierdie spasie en net niks doen nie. Ons moet groei.
Ons moet ontwikkel, ons moet beweeg. Ons moet in ons geloof sterker word. Dis waarvoor hierdie byeenkomste is, om saam te kom, om mekaar te motiveer, om vir mekaar te bid, om vir mekaar daar te wees. Ons het mekaar nodig, veral in die tye van geestelike droogte. As jy saam staan met ander, jy sterk, bly jy sterk. Judas voeg by in vers 20, hy sê, maar julle geliefdes, bou julle self op in die allerheiligste geloof, terwyl julle in die Heilige Gees bid. Die oproep eenvoudig, bid in en deur die Heilige Gees. Om in die Heilige Gees te bid beteken nie om uit gewoonte te bid nie. 'n normale gewoonte wat ons net oor en oor dieselfde gebed maar net doen. Nee, dis met oorgawe wat ons bid. Deur in ons harte oop te maak en te sê, Here, hier is ek. Dis om die Gees toe te laat om jou woorde, jou gedagtes in jou hart te vorm volgens God se wil vir jou lewe. Romeine 8 vers 26 sê hierdie woorde, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Daar is tye wat ons nie weet wat om te bid nie. Kan ek sien dat jy al op 'n plek gekom in jou lewe wat jy net nie weet wat om te bid nie, hoe om te bid nie, waar jy net sit en net sê, Here, ek weet nie wat om te sê nie. Ek is moeg. Ek is sprakeloos, ek het nie woorde nie. Dis in daai oomblikke wat die Heilige Gees my en jou help, wanneer die Heilige Gees vir my en jou intree en waar hy ons optel. Wanneer die las net te swaar raak en die pyn net te diep raak, waar hy tussen my en jou kom, tussen my en die Here kom en hy bid vir ons, hy dra ons, hy troos ons, hy versterk ons. Om in die Gees te bid beteken om naby te leef aan God se hart. Nie my wil nie, maar U wil. Nie my begeertes nie, maar U doel. Wanneer ons die belangrikheid van hierdie intieme geesvervulde gebedslewe herontdek, sal ons weer sien hoe God se krag deur die kerk vloei in vandag se lewe. Gebed is nie ons laaste opsie nie. Dit is ons eerste reaksie. Dis nood belangrik in my en jou lewe vir ons om te groei. Dan gaan Judas verder in vers 21 en hy sê, hou julle liefdesband met God in stand. Verwag die ontferming van ons Here Jesus Christus met die ewige lewe as einddoel. Hoor hoe sê die boodskapvertaling dit vir ons. Laat God se liefde julle lewe omring soos 'n sterk muur. Plaas al julle hoop op die ongelooflike goedheid van ons Here Jesus Christus. Hy gee so baie vir julle om, dat hy vir julle die ewige lewe sal gee. Die oproep wat hy vir my en vir jou gee, is bewaar julleself in die liefde van God. Wat 'n troostvolle oproep. Hy sê bly in sy lewe, nie in die vrees van die wêreld nie in verwarring van die wêreld nie, maar bly in sy liefde. En om in God se liefde te bly, beteken om voortdurend bewus te wees dat God my en jou sal deurdra deur moeilike tye, wanneer ons nie weet wat om te doen nie. Sy liefde is jou anker, sy liefde is jou sekuriteit, sy liefde is jou identiteit. Dis alles van jou. En weer eens is daai perfekte liefde, dis daai heilige liefde, dis nie daai oppervlakkige liefde wat die wêreld het nie. Wat die kruis goedkoop maak nie. Dis nie daai liefde wat ons van praat nie. Dis die perfekte liefde, dis goddelike liefde. Ons bly in sy liefde deur gehoorsaam te wees, deur hom te aanbid, deur te vertrou aan wie hy is. Wanneer jy worstel met onsekerheid of twyfel, keer terug na die fondament van sy liefde. Wanneer jy nie verstaan hoekom dinge gebeur nie, hou vas aan sy karakter, want hy is goed, hy is getrou, en hy is naby aan my en jou. Corrie ten Boom, ek hou so baie van die goed wat sy geskryf het. Sy skryf in een van haar boeke, sy sê, daar is geen put so diep, dat God se liefde nie dieper gaan nie. Mag ek dit weer sê? Daar is geen put so diep, dat God se liefde nie dieper gaan nie. Om in sy liefde te bly, beteken om rus te vind in sy hart, en in sy teenwoordigheid. Al verander alles in my en jou lewe. Is om standvastig te bly in sy liefde. Judas gaan verder in vers 22 tot 23, hy sê, oor die wat in twyfel verkeer, moet julle ontferm. Ander moet julle red deur hulle uit die vuur te ruk. Oor ander moet julle met versigtigheid ontferm. En verafskies selfs die klere wat deur hulle sondige liste besmet is.
Die oproep is, wees barmhartig en bring mense nader aan die Here. Dis ons roeping, om mense nader aan die Here te bring. Maar dit is nogal opvallend as jy dit gaan lees, as jy gaan kyk na die boek van Judas, dat hy begin met hierdie waarskuwing, hy begin met hierdie duidelike waarskuwing en vermaaning in die woord, en dan beweeg hy na die einde toe, dan begin hy so 'n bietjie op 'n rustige toon met my en jou praat. Hy eindig met 'n oproep tot sagmoedigheid. Hy sê nie verwerp die wat in twyfel verkeer nie. Stoot hulle een kant toe nie. Hy sê met sagmoedigheid, wees barmhartig, met sagmoedigheid, met versigtigheid, moet jy nader aan hulle kom. Ware geestelike volwassenheid wys sigbaar in hoe ons mense hanteer wat swaar kry, mense wat foute maak, of mense wat sukkel om te glo. Ons roeping is nie om te oordeel nie, maar om te help. Om te help. Nie om af te breek nie, maar om op te bou. Paulus skryf in Galasiërs 6 vers 1, hy sê, broers, as iemand in die een of die ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in die gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Hy sê in sagmoedigheid moet ons nader aan daai persoon kom. Met sagmoedigheid moet ons met daai persoon werk en om nader hom of haar nader bring aan die Here. Ons is nie net geroep om gehoorsaam te wees op die pad van die Here nie, maar ook om ander saam te trek saam met ons. Om barmhartig te wees met die wat wankel en ferm te wees teen sonde wat verwoes. Ek sê dit baie duidelik vir jou. Dit beteken nie dat ek en jy moet sagmoedig wees met die sonde nie. Wanneer ons iemand gaan konfronteer met hulle sonde, dit beteken nie jy moet sagmoedig wees met dit nie. Sonde is sonde en dit moet uitgebring word en dit moet aangespreek word. Maar jy behandel daai persoon met sagmoedigheid en jy bring daai persoon nader aan die Here. 'n Kerk wat in egte waarheid verkondig en met liefde en in liefde en met liefde dit deel, is 'n kerk wat die wêreld verander. En dan kom Judas by die hoogtepunt van sy brief, 'n loflied wat alles saamvat, in Judas 1 vers 24 tot 25. Hy sê, aan hom wat die mag het om julle daarvan te bewaar, dat julle nie struikel, en om julle onberisplik en jubelend voor sy heerlikheid te stel, aan die enigste God, ons verlosser, deur Jesus Christus ons Here, behoort die heerlikheid, majesteit, krag en mag, van voor alle tye en ook nou, en tot in alle ewigheid. Amen. Aan hom wat mag het. Dis 'n verklaring van sekerheid. Hier sê Judas, jy hoef nie jouself staande te hou nie, God sal jou staande hou. As die wêreld verander, as die wêreld onduidelik raak, wanneer die wêreld uitdagend raak, God sal jou staande hou, wanneer jy in hom gevestig en gewortel is. Die mag lê by hom, die eer behoort aan hom. Hy is die een wat jou laat staan wanneer jy moeg raak. Hy is die een wat jou dra wanneer jy struikel. Hy is die een wat jou eendag vol blydskap sal stel voor sy heerlikheid. Dis die kern van ons geloof. Dis soos Paulus sê in 2 Timoteus 1 vers 12. Hy sê, om die rede lei ek ook hierdie dinge. Maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou. En ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weer kom, dit in stand te hou. Dit in stand te hou. So laat ek hierdie kort reeks eintlik maar 'n bietjie afsluit. Die boek Judas is 'n ernstige oproep. Dis 'n ernstige oproep aan die kerk, aan my en jou. Maar dit moet jou ook motiveer. Dit moet jou ook bemoedig. Dit moet ook vir jou hoop gee. Dit moet nie net jou waarsku nie. Dit moet nie net jou vermaan nie, maar dit moet jou hoop gee vir die dag van môre. Dit is nie net 'n waarskuwing teen verval nie, dis 'n oproep om vas te staan. Om vas te staan. God roep my en jou om standvastig te bly in ons geloof. Om jou lewe te bou op die rots van sy woord. Om te bid in die Gees. Om jouself te bewaar in sy liefde en om met barmhartigheid ander na hom toe te lei. Ek en jy is geroep om ander na hom toe te lei. Mag ek vir jou vra, in jou lewe, lei jy mense na die Here toe of weg van die Here af? Deur dit wat jy sê, deur die keuses wat jy maak, die manier hoe jy leef, is jy besig om mense nader aan God toe te vat of verder weg van God af te vat? Dis 'n vraag wat net jy kan antwoord. Dis 'n vraag net wat ek kan antwoord.
En dis 'n vraag wat 'n antwoord vereis. Ja, die wêreld gaan verander. Omstandighede gaan verander. Seisoene gaan verander. Alles gaan verander. Maar hy bly dieselfde. Wanneer die wêreld skud, bly hy die fundament. Wanneer mense twyfel, bly hy die waarheid. Hou vas aan hom en bou aan jou geloof. Ek is nie heeltemal seker jy is hoe om hierdie boodskap af te sluit nie, want dit is so 'n belangrike boodskap. En ek hoop van harte dat dit diep in jou hart getref het, dat dit iets van jou wakker geskit het en gesê het, ek moet kyk hoe ek leef. Ek moet nader aan God beweeg. Ek moet meer tyd spandeer in sy woord. Daai Bybel, daai instrument wat hy vir my en vir gee, durf nie toebly op 'n bedkassie of op 'n rak nie. Dit moet geleef word, dit moet gelees word en dit moet gedeel word. Dis die roeping op my en jou lewe. Ek wil jou regtig uitdaag in hierdie week, wanneer jy 'n stilte tyd hou, gaan blaai na Judas toe, gaan lees dit weer, gaan maak vir jou notas. Ek het Judas so bekrap in my Bybel, ek sê vir myself, na hierdie 2 Sondae moet ek amper 'n nuwe Bybel kry soos wat ek hom bekrap het. Gaan maak notas, gaan kyk wat die Here vir jou wil sê deur daai kort boek. Is dit reg? Kom ons sit net so en dan sluit ons oë. Here ons Vader, ons God, U is die onveranderlike een, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die getroue wat nooit wankel nie. Wanneer alles om ons verander en beweeg, bly U dieselfde. Wanneer die wêreld se waardes verskuif, bly U woord die anker van die waarheid in ons lewens. Vader, ons kom buig vandag in nederigheid en diepe dankbaarheid voor U. Dankie vir die stem van U Gees, wat ons herinner om vas te staan, wat ons bemoedig om vas te staan. Nie op die stand van populêre opinie nie, of wat mense sê van my lewe nie, maar op die rots van Christus Jesus, ons Here. U het ons geroep, nie om te faal nie, maar om op te staan en vorentoe te beweeg, om te groei in ons geloof, om ligdraers te wees in 'n tyd van duisternis. En daarom vra ek, Here, help ons om daardie roeping met erns te leef in ons lewens. Ons bely dat dit nie altyd maklik is om standvastig te wees in hierdie wêreld nie. Daar is tye wanneer ons geloof maar wankel. Daar is tye wat ons liefde verkoel. Daar is tye wat ons twyfel oorneem in ons harte. Maar vandag bid ons, Here, versterk ons innerlik deur U Heilige Gees. Gee ons geloof wat ons nodig het. 'n Hart wat rein bly in versoeking en 'n gees wat sag bly in 'n harde wêreld. Here, beskerm ons teen misleiding van valse leer en kompromie. Laat alles wat ons hoor, laat ons getoets word teen die woord van God. Laat ons seker maak dat ons bly by die egte waarheid. Bewaar ons teen die slinksheid van die vyand, wat die waarheid probeer verdraai en ons geloof probeer verswak. Laat die woord diep in ons wortel skiet, sodat ons nie meegevoer word deur elke nuwe wind van leer of van wat die wêreld sê nie, Here. Laat ons liefde vir U groter wees as die vrees vir mense. Laat ons gehoorsaam sterker wees as ons lus vir gemak. Laat ons hoop helder wees en bly wees, selfs wanneer ons geloof getoets word. En laat ons harte warm bly in ons aanbidding, Here, want U is waardig om geloof en aanbid te word. Heilige Gees, kom vul ons op nuut vermoere. Elke liewe hart wat hier vermoere sit, kom vul ons harte. Vul elke leeg plek met U teenwoordigheid. Breek in ons af wat nog wankelbaar is en bou ons op in geloof wat onwrikbaar is. Laat ons woorde lewe bring en ons dade waarheid getuig en ons gemeenskap deur die Gees van Christus dra. Here Jesus, ons bely en ons stel dit bekend en ons getuig en ons wil dit met ons harte uitroep. U is ons verlosser en saligmaker. U het ons deur die bloed gekoop, duur gekoop, en ons is in die liefde bewaar. Mag ons bly wandel in die lig, getrou, nederig en vol van vrede. Hou ons vas in die genade en laat ons groei in die kennis van U wil, sodat ons sal vasbly in hierdie veranderende wêreld. En Here, wanneer die wêreld verander, mag ons altyd vashou aan die een wat nooit verander nie. Wanneer ander afval, mag ons opstaan. Wanneer ander twyfel, mag ons glo. Wanneer ander koud word, mag ons brand met U liefde. Aan U, Here, kom al die lof toe, Here. Al die eer toe, want U is waardig om geloof en prys te word.
Ek bid nou vir die week wat voorlê, dat U ons sal lei, dat U ons sal beskerm en dat U ons ligdraers sal maak vir hierdie donker wêreld. Ek sê vir U dankie vir die waarheid, dankie vir U Heilige Gees, dankie vir U seun wat aan daai kruis gesterf het vir ons sondes. Dankie vir alles wat U vir ons kom doen het. Mag ons erns maak met hierdie boodskap wat ons die afgelope 2 Sondae gehoor het en mag ons dit ernstig gaan uitleef in ons lewens daar buite. Ons sê vir U dankie en ons vereer U met ons tiendes en offergawes wat ons nou ook gaan gee, Here, en ons wil vir U dankie sê dat U vir ons altyd voorsien, dat U altyd vir ons genoeg is en dat U altyd ons beskerm. Ons loof en ons prys U in U groot en heilige naam, die naam van Jesus Christus, en almal sê saam met my, amen.